Here, hierdie gemeente is u gemeente. Die kerk is u kerk. U spel dit duidelik uit dat ons die liggaam is en Jesus u die hoof, en dat ons as gemeente groei vanuit die hoof, Jesus Christus. Here, ons as gemeente wil u kom eer en kom dankie sê vir al die wonderlike seëninge. Maar ons wil ook om bid, Here, dat u ons ook opgewonde en positief sal maak, ook oor die gemeente, u gemeente. Bind ons saam in 'n eenheid, waar ons van mekaar afhanklik is, mekaar ondersteun en mekaar optel. Ja, dat ons altyd net die positiewe sal spreek. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Geliefdes, ek groet julle genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader en deur Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Kom ons eer die Here nou met ons 'n dankoffers ook as deel van ons eer en aanbidding aan hom, terwyl die musiekgroep ook vir ons lied gaan sing. Come, now is the time to worship. Come, now is the time to give your all. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. So the greatest treasure remains for those who gather to you now. Come, now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come, Kom ons staan almal en dan sing ons lekker saam, nou so vir die aanbiddingslied. Praise the
Meer as 'n lied oor ons lewe, meer as wat woorde kan bring, sing maar te verlief op die koning, in verkondiging. Want die is die mens van die eeuwe, gesalf by die beker van vreugde. Kom en luister na ons liefdeswoorde. Mooier as die mooiste mooi, elk van al ons drome. Genade stort oor liberheid en vrede is die broer. Want die liefde brand als sterker vir die bruid wat liefde gee. Voor die ons mooiste mooi uit liefde blinde neer. Kom ons sing weer, Here asseblief deur ons lippe. Here asseblief deur ons lippe, meer as wat woorde kan bring, sing harte verlief op die woorde, in verkondiging. Want die is die mens van die eeuwe, gesalf by die beker van vreugde. Kom en luister na ons liefdeswoorde. Mooier as die mooiste mooi, elk van al ons drome. Genade stort oor liberheid en vrede is die broer. Want die liefde brand als sterker vir die bruid wat liefde gee. Voor die ons mooiste mooi uit liefde blinde neer. Die bruid roep uit, God bruidegom, ons verlang kom jou. Die bruid roep uit, God bruidegom, ons verlang kom jou. Mooier as die mooiste mooi, elk van al ons drome. Genade stort oor liberheid en vrede is die broer. Want die liefde brand als sterker vir die bruid wat liefde gee. Voor die ons mooiste mooi, uit liefde blinde neer.
Gottes liefde, juich ons harte, eeuwig en waar liefde doen. Laat hij ons zijn, zeer besturen, om ons zonde te verzoenen. Hij wat eerste, lief gehad heeft en liefde ons vergeeft. Dan kan ons zijn, wordt geboren, hij die bron van liefde leert. Hij die bron van liefde leert. Hij die bron van liefde leert. In onze halleluja, 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 amen. In onze halleluja, 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 amen. Hij wat eerste lief gehad heeft en liefde ons vergeeft. Dan kan ons zijn, wordt geboren, hij die bron van liefde leert. Hij die bron van liefde leert. Hij die bron van liefde leert. Here, dit is so wonderlik om te kan sing dat ons U liefhet en dat U ons liefhet. En dat dit juis op grond van U liefde is, U wat eerste lief gehad het, dat U U seun vir ons gegee het, die Messias wat gekom het. En waar ons vandag juis in Markus begin met die Messias wat gekom het, wil ons vir U kom vra, Here, kom en maak ons net weer opnuut bewus van hierdie grootheid van U liefde wat U vir ons het. En Here, kom raak ons aan, kom seën ons, en Here, spreek deur U woord tot elkeen van ons. Here, ons wil so bid vir ons gemeente, ons wil bid vir U seën ook oor die gemeente in hierdie laaste deel van die jaar, maar ook in die nuwe jaar wat voorlê. Dat U die gemeente van krag tot krag sal vat, Here, want ons weet dis U gemeente. Here, ons dink ook aan hulle wat siek is en ons wil vir hulle besonder intree. Ons wil so bid, Here, dat U in U genade ook net daar sal wees. Ons dink aan oom Daggie wat nou al so lank in die hospitaal lê. Ons dink aan Leona wat nou al 'n tweede operasie moes ondergaan het. En dan dink ons aan Shaal, Here, wat so met haar hart sukkel. En ons wil net bid dat U hom styf sal vashou hierdie week wanneer hulle daardie prosedure ook gaan doen. En dat dit regtig sal help en ook dat dit sy lewe sal verander. Here, en dankie net vir elkeen in hierdie gemeente se deel wees, se betrokkenheid, se omgee. Ons wil vir U daarvoor al die eer kom gee. In Jesus se naam. Amen. Baie dankie, daar's nou kleuter en kinderkerk. Tannie Janet sê sy's reg vir julle daar. Dis al ons voorskoolkindertjies tot en met graad 6. Julle is baie welkom om daar so saam met Tannie Janet te gaan. Ek meen, hulle is baie lief vir daai Tannie Janet. Ons het ons hande vol met haar op die kerkraad, maar baie dankie Janet. Ons begin vandag met Markus, maar ek wil net vir julle, mense het so baie om voor dankbaar te wees in die gemeente, en gun my regtig net vandag om vir die
kommunikasiespan baie dankie te sê. Dit wat hierdie afgelope ruk besig is om te gebeur met ons afkondigings, met die deurgee van inligting, met dit wat op die bord verskyn. Dit is so lekker om net op in die week, vroeg in die week vir Lizanie te sê, dis my teks en tema vir Sondag, en dan elke Sondag dan sien ons hierdie pragtige goed op die bord, en ons sien dit raak, en ons wil vir julle baie dankie sê vir Barend en met al die dinge wat julle ook doen. Ons waardeer dit regtig baie, en dit lyk sommer baie goed, so baie dankie. Markus, die evangelie van Markus, voordat ons gaan lees, wil ek graag net 'n paar dinge met julle deel. Die uitdeelstuk is by die deure, gaan gerus daardeur, en ek gaan net vandag om so 'n paar belangrike goedjies uitlig. Markus is die oudste evangelie wat ons het in die Bybel, al is hy tweede in die Nuwe Testament, hy is ons oudste evangelie. Hy is geskryf hier ongeveer 65 tot 70 na Christus. Dit wil sê omtrent 30-35 jaar na Jesus se kruisiging en hemelvaart. Dis hierdie eerste evangelie geskryf. Daar was baie evangelies wat geskryf is. Ons het net die 4 wat die Here die kerk gelei het om ook binne die Bybel in te neem. En Markus speel ook 'n groot rol in die skryf van die Matteus evangelie en die Lukas evangelie. Het baie van Markus gebruik gemaak. Die skrywer Johannes Markus was nie 'n apostel nie. Hy was nie deel van Jesus se bediening hier op aarde nie. Hy was wel 'n volgeling ook van Petrus. So baie wat ons hoor en lees in die Markus evangelie is dit wat hy by Petrus gehoor het. So ek wil as ware amper sê dat Markus die skrywer, maar dit wat ons hoor is eintlik Petrus se weergawe van dit wat gebeur het in Jesus se tyd. Markus het geskrywe in Rome en vir die Christene daar in Rome. Die Christen het baie swaar gekry en is verskriklik vervolg. En dis as ware asof Markus met hierdie evangelie van hom die gelowiges daar in Rome wou bemoedig om hulle te sê, onthou wat Jesus kom doen het. Onthou die geboorte, onthou sy 3 jaar op aarde, onthou sy kruisiging, sy opstanding. En daardeur wil hy die mense bemoedig het. Net paar 2 interessante feite ook daar, is dat baie beskryf Markus as die Reader's Digest. Dit was van die evangelies. Dit wil sê, iemand wat 'n klomp inligting wil deurgee. Markus, julle sal sien, maar net 16 hoofstukke. En Markus was nie iemand wat met woorde gespeel het nie. Hy het nie 'n klomp byvoeglike naamwoorde gehad nie. Hy het die bynaam gekry in die vroeë kerk as ou stompvinger Markus. Maar nie omdat hy stompvingers gehad het nie. Maar in sy skrywe het hy op die man afgeskryf. Hy het nie doekies omgedraai nie. Hy het nie 'n ding probeer anders sê of mooier sê nie. Soos wat dit in sy kop kom, soos wat Petrus dit met hom deel, het Markus dit neergeskryf. Nou al het hy dit kort en kragtig gedoen, kry ons tog in die evangelie van Markus 'n pragtige, noukeurige weergawe van die evangelie. En sy doel het ons gesê, is baie duidelik. Hy begin ook, hy praat oor die koninkryk van God. Ons sal nou in die preek, as ons daarby stil staan, gaan julle dit baie duidelik ook hoor. Een van die belangrikste sleutelverse is dit wat ons vandag ook gaan lees, is in vers 15, waar daar staan, die tyd is vervul en die koninkryk is op hande. Bekeer julle en glo die evangelie. Want dis waaroor dit vir Markus
ook gegaan het. So lees gerus alles wat hy daar vir julle gegee het, geskryf het, en volg dit gerus ook vir ons in hierdie volgende tyd. Ons gaan nou besig wees met Markus vir die res van November, vir Desember en ook die eerste Sondag in Januarie. Ek het ook in die week al begin daarmee in my oggend oordenkings wat ek ook vir julle uitstuur. Maar kom ons begin dan te lees ook daar in Markus hoofstuk 1 vanaf vers 1. Die evangelie van Jesus Christus, die Seun van God, begin so. In die boek van die profeet Jesaja staan daar geskrywe: kyk, ek stuur my boodskapper voor jou uit. Hy sal die pad vir jou regmaak. Iemand roep in die woestyn: maak die pad vir die Here gereed, maak die paaie vir hom reguit. So het Johannes die Doper in die woestyn opgetree. Hy verkondig dat die mense hulle moet bekeer, sodat God hulle sondes kan vergewe en dat hulle moet laat doop. Die hele landstreek van Judea en al die inwoners van Jerusalem het na hom toe gestroom. Hulle het hulle sondes bely en is deur hom in die Jordaanrivier gedoop. Johannes het klere van kameelhaar gedra met 'n leerband om sy heupe en hy van sprinkane en veldheuning gelewe. Hy het gepreek en gesê: die een wat na my kom is my meerdere. Ek is nie eers werd om te buig en sy skoene los te maak nie. Ek het julle wel met water gedoop, maar hy sal julle met die Heilige Gees doop. Jesus het in daardie selfde tyd van Nasaret in Galilea afgekom en hy is deur Johannes in die Jordaan gedoop. Net toe hy uit die water kom, het hy die hemel sien oopskeur en die Gees soos 'n duif na hom toe sien neerdal. Daar was ook 'n stem uit die hemel wat sê: jy is my geliefde seun. Oor jou verheug ek my. Net daarna het die Gees hom weggevat die woestyn in, waar hy 40 dae lank gebly het en deur die Satan versoek is. Jesus was daar saam met die wilde diere en die engele het hom versorg. Nadat Johannes in die tronk opgesluit is, het Jesus na Galilea toe gegaan en die evangelie van God verkondig. En dan die teks. Hy het gesê: die tyd het aangebreek en die koninkryk van God het naby gekom. Bekeer julle en glo die evangelie. Bekeer julle en glo die evangelie. Ons tema vir oggend is die hart van die evangelie. Mens kan ook sê, wie is die hart van die evangelie? So mens sou ook die tema kon gemaak het: Jesus Christus is die evangelie. En as 'n mens nou gaan kyk na hierdie gedeelte soos wat Markus het begin het, dan begin hy met die woorde dat die evangelie van Jesus Christus begin so. Waarna verwys hy? Verstaan sy lesers wat hy probeer sê? Kan ek julle gedagtes vir 'n oomblik terugvat na die Ou Testament, waarna ons nou ook in die Konings so van gelees het en al so baie van die Ou Testamentiese boeke gedoen het. As gevolg van die sonde van die volk in die Ou Testament wat ons gelees het ook in Konings, is die volk heeltyd gestraf. En die Here het vir hulle gesê: onthou, julle gaan julle land verloor as julle aangaan soos julle aangaan. En dan volhard die volk in hulle sonde en hulle ongehoorsaamheid. En dan begin God die profete te stuur en die boodskap van die profete is: die oordeel van God gaan kom. En dan verwys hulle na die ballingskap, waar die 10 stamme van die Noordryk wat deur die Assiriërs weggevoer is,
en vernietig is en ons nooit weer van lees nie. Maar ook vir die 2 stamme uit Juda kom die oordeel dat julle gaan julle land verloor. Julle gaan weggevat word, julle gaan in ballingskap wees, baie volhard in die sonde. En dan kom die Babyloniërs en hulle neem dan Juda ook in besit. Ja, ons weet 70 jaar later het God hulle laat terugkom onder Nehemia en Esra. Maar saam met hierdie boodskap van oordeel, het daar ook 'n boodskap van hoop gekom, as jy deur die profete lees. Die hoop dat die Here gaan 'n Messias stuur, die Here gaan iemand stuur, wat alles weer gaan herstel. 'n Verlosser wat sou kom. So in Israel het hierdie verwagting geleef, want dit is tog wat die profete heeltyd vir hulle gesê het. Hulle is terug in Jerusalem en in Juda, en nou het hulle hierdie verwagting. Maar van Maleagi af, tot en met Johannes die Doper, was daar 400 jaar van stilte, waar God nie 'n profeet gestuur het. 400 jaar wat van geslag tot geslag hierdie belofte, hierdie verwagting gedeel is met die volgende geslag. Maar 'n mens moet ook weet dat iewers langs die pad het hierdie belofte dalk miskien vervaag, want soos wat die jare en 4 eeue verbygegaan het, het mense dalk al hoe minder en minder begin glo en gesê, maar ag wat, vir hoe lank wag ons nou al en niks gebeur nie. Ek wil amper sê, dooie tydperk in die geskiedenis. Dit wat ons weet van daardie 400 jaar is wat ons in buite Bybelse boeke van lees, waar die koninkryke die een na die ander afgewissel is. Maar in Daniël beloof God dat die laaste koninkryk wat gaan kom, die eerstes verwys juis na die Assiriërs en die Babyloniërs en die Medeërs en die Perse en op die ou einde die Romeinse koninkryk. Maar dan sê hy duidelik, die laaste koninkryk wat gaan aanbreek, dit gaan 'n ewige koninkryk wees. En hierdie koninkryk gaan nie 'n sigbare koninkryk wees nie, dit gaan 'n onsigbare koninkryk wees, en dit gaan nie net 'n een groep, een volk wees nie, dit gaan ook wees vir almal. 400 jaar wag hulle. En dan kom Johannes die Doper, die profeet, en hy begin met hierdie boodskap. Die koninkryk het naby gekom. En wanneer Markus dit opteken, begin hy eenvoudig net om te sê, hierdie is die begin van die evangelie. Hierdie is die begin van dit waar die hele Ou Testament na verwys het. Kan ek 'n oomblik verwys ook na Efesiërs 1, wat daar ook praat oor God se verlossingsplan, en wat dit so pragtig deur Paulus beskrywe word, en dit is dat God nog voor die grondlegging van die aarde, nog voor die skepping, het hy ons alreeds gekies, en het hy alreeds sy verlossingsplan in plek gehad. Dit wil sê, nog voor Adam en Eva, het God al besluit, dat daar 'n dag gaan kom, wat hy sy seun gaan stuur. En dit is hierdie verwagting. En dan sê Efesiërs dat in Jesus het die verlossingsplan van God 'n werklikheid geword. Wat 'n stuk genade. Kan jy dit indink?
Die hele Ou Testament verwys en kyk en sien uit. Maar ek en jy kan terugkyk. Ek en jy leef in 'n Nuwe Testamentiese tyd. Ek en jy leef na Christus. Dit wil sê, nadat Jesus gekom het, na die vervulling, na die sigbaar wording van God se verlossingsplan. Ek en jy leef en is deel van God se verlossingsplan in hierdie wêreld. Daar is so 'n paar punte wat ek graag wil uitlig ook vandag en die eerste belangrike ding is die koms van die Messias Jesus Christus. Die begin van die evangelie van Jesus Christus. Die woord evangelie is afgelei van die Griekse woord wat beteken goeie nuus. So ons kan ook vir mekaar sê, Markus begin, dan sê hy, dis die begin van die goeie nuus. Die wat saam met ons al die jare terug ook die EE3 gedoen het, soos oom Andrei en die, sal onthou daardie in die gespreksraamwerk van die EE3, is daar op 'n stadium daai ding, maar ek het vir jou goeie nuus. Wat is die beste nuus? Wat sê Kersfees? Kersfees kom sê vir jou en vir my, ek het vir jou goeie nuus. Die evangelie van Jesus Christus. Begryp jy daai goeie nuus? Verstaan jy die goeie nuus? Het jy deel aan daardie goeie nuus? Markus begin hierdie goeie nuus met 'n baie sterk en duidelike verklaring. Dis die begin van die goeie nuus. Sonder al met 'n klomp woorde te sê, dis die begin van die goeie nuus van die Messias. Hy sê die evangelie van Jesus Christus. Die woord Jesus, die naam Jesus, beteken die Here red. Christus beteken die gesalfde of die Messias. So hierdie goeie nuus, die evangelie waarvan ons praat, gaan oor 'n persoon. Dis wat ons tema sê, Jesus is die evangelie. Die Seun van God is die evangelie. Hy is die goeie nuus. Hy is die verlosser, die een wat red. Hy is die gesalfde van God. Hy is die Messias wat God al eeue en eeue lank beloof het. En wat God selfs voor die skepping alreeds in plek gesit het. Met hierdie woorde kom Markus, dan sê hy die begin. Die begin van die goeie nuus. Want dit dui ook op die begin van 'n nuwe era. Die ou dinge is verby. Die Ou Testament is verby. Ja, dit het vir ons waarde en is deel van God se woord vir jou en my. Maar wanneer ons die Ou Testament lees, moet ons heeltyd dit lees ook met die verwagting. Daarom voor Christus en na Christus. Die verwagting voor Christus na die Messias wat sou kom. En dan breek 'n nuwe era aan, 'n nuwe verbond. Jesus is die vervulling, die waarmaking van die Ou Testament. 'n Nuwe era. Nou gaan dit nie meer die wet wat ek moet nakom om verlossing te kry. Dit gaan nie meer offers wat gebring moet word vir my sonde nie. Jesus bring die volmaakte offer, sy eie lewe. En ek en jy
het 'n nuwe lewensbeginsel, die Gees wat in ons is. Die liefde van God in ons hart. 'n nuwe era. Iets radikaal, nuut, het begin. Die tweede, wat ons in hierdie gedeelte raak sien, is ook die oproep tot bekering, die roeping van Johannes die Doper. Ons lees duidelik hoe dat Jesus 'n profesie vanuit die Ou Testament aanhaal, Jesaja, hoofstuk 40, vers 3. En daardie is Johannes die stem in die woestyn. En as ek vir ons dalk net weer daardie aanhaling kan lees, daar staan geskrywe, kyk, ek stuur my boodskapper voor jou uit. Hy sal die pad vir jou regmaak of gelyk maak. Iemand roep in die woestyn, maak die pad vir die Here gereed. Maak die paaie vir hom reguit. God roep vir Johannes. God se stem word weer hoorbaar deur 'n profeet. Want 'n profeet het net gesê wat die Here vir hom gesê het. God roep Johannes die Doper as profeet om die boodskap te bring, daardie profesie wat alreeds in Jesaja 40 geskryf is, van God sal iemand stuur. Maak die paaie gelyk. Maak 'n groot pad vir hom. En dis wat Johannes die Doper doen met sy bediening. Met sy bediening kom hy en hy sê, dit gaan nie oor my nie. Ek is maar net 'n wegbereider. Ek is maar net iemand wat met julle deel en met julle praat om die pad te bou. Want hy wat kom is op pad. 'n wegbereider, 'n padbouer van Jesus en vir Jesus. Daarom verkondig hy bekering van sondes en doop hy die mense wat anders is as die doop van wat ons van Jesus lees en wat die Nuwe Testament ingekom het. Ons sal later 'n bietjie daaroor gesels. Sy doop was suiwer, 'n bewusmaking van sonde, 'n belydenis van sonde, 'n wegbereiding vir die Messias wat sou kom. Hy maak die pad gereed vir die koninkryk van God. Wat beteken dit? En dit is dat die mens God sal aanvaar. Hy roep die mens op tot bekering en geloof. En dit is die respons wat God van jou en van my verwag. Dis die respons wat hy wil hê ook in ons lewe moet gebeur. Dat ons ook ons harte sal oopmaak vir die evangelie. Johannes doen 'n beroep op mense om hulle sonde te bely, om hulle te laat doop as 'n teken van hulle bekering. Die koninkryk wat naby gekom het, is die sentrale tema wat ons in die boek van Markus kry. Hierdie koninkryk wat vanuit die Ou Testament voorspel is en wat die mense verwag het, dit het gestalte gekry in Jesus Christus. Daarom dat Nikodemus ook vir die Here vra, Here, hoe kan ek deel kry aan die koninkryk van God? En dan sê die Here vir hom, Nikodemus, daar's net een manier en dit is dat jy weergebore moet word.
Maar die derde wat ons in hierdie gedeelte kry, is die doop van Jesus en die versoeking van Jesus, wat vir ons kom vertel. 'n Mens kan jouself afvra, maar hoekom moes Jesus gedoop word? Hoekom moes Jesus die woestyn ingaan en versoek word? Dit gaan juis vir ons, waar Markus kom sê dat die koninkryk, die seun van God, het mens geword en het by ons kom bly. Het die koninkryk gekom. Sê hierdie twee gebeure van die doop van Jesus en die versoeking, is Jesus se vereenselwiging met die mens. Ja, as seun van God, het hy mens geword. En as mens het hy die pad kom stap, ook van sy doop. Ja, hy wat geen sonde gehad het nie, wat die wêreldse sonde op hom geneem het, hy laat hom doop, soos wat Johannes die Doper verkondig het, om homself met jou en my te vereenselwig. Maar ook gaan hy in die woestyn in, waar die duiwel hom versoek. Maar in die tyd daar in die woestyn, ons lees dat die Gees het hom die woestyn ingelei. Dis die Vader het hom in die woestyn en deur die Gees ingevat, om ook daar met jou en my te vereenselwig. Ek en jy wat nog steeds in hierdie woestyn leef, want die woestyn is 'n plek van voorbereiding. Die woestyn is 'n plek van swaar kry, maar eintlik ook 'n wonderlike tyd vir die Israeliete toe hulle daar deurgetrek het. Plek, 'n tyd van beproewing. God stuur hom daarin. Maar God sorg vir hom. En hy beleef iets daar. Van die Vader wat vir hom omgee. En vir hom sorg. En daarmee vereenselwig hy hom met jou en my. Dis as waarof Jesus met daardie 40 dae in die woestyn sê, ek is saam met jou in jou woestyn. Ek is saam met jou, ook in jou beproewing, ook in jou swaar kry, ook in die aanvalle van die bose teen jou. Ek is daar. Jesus kan as ware sê, ek het dit self beleef. Ek het dit aan my lyf gevoel. Daarom verstaan ek vir jou. Daarom verstaan ek jou swaar. Die twee nature leer van Jesus is verskriklik belangrik. Waarlik God, en in sy tyd op aarde het hy nooit sy goddelike natuur prysgegee nie. En in sy goddelike natuur was hy sonder sonde. God hier op aarde, God by ons. Ons gaan nou sing van Jesus groot bo almal, Immanuel, God is met ons. Hy was ook mens. Hy is ook versoek. Hy het hom vereenselwig ook met sy dood. En dan lees ons die laaste gedeelte, nommer 4, die begin van Jesus se bediening. Vers 14 en 15. Wanneer Johannes gevange geneem is, begin Jesus se bediening in Galilea. Hy roep die mense op, en ek wil graag weer daardie vers lees, want dit is so kosbaar. In vers 15, hy het gesê, die tyd het aangebreek en die koninkryk van God het naby gekom. Bekeer julle en glo die evangelie. Jesus is die evangelie.
Jesus is die koning van sy koninkryk. Glo julle die goeie nuus? Glo julle, glo jy dat hierdie koning ook vir jou gekom het? Die kind van Bethlehem, waarop ons gaan fokus in hierdie volgende tyd, en oral in winkels gaan 'n mens al die Kersliedere hoor, wat eintlik maar net 'n groot deel advertensie is, om mense te laat koop, en geld uit te laat gee. Maar ken ons regtig? Gaan dit vir jou en my regtig oor Jesus? En as daar een gebed van my is vir hierdie Kersfees, is dat ons werklik gaan besef, Jesus is die boodskap, Jesus is die goeie nuus. Jesus het 'n nuwe era tegemoet gebring. 'n Nuwe lewe. En die groot vraag is, het ek en jy deel aan daardie nuwe lewe? Hy kom bied dit aan. Hy sê wie die seun het, wie is die seun? Die evangelie. Wie die seun het, wie die evangelie het die lewe. Kom ons bid saam. Dierbare Vader, baie dankie vir die wonderlike voorreg om ook vandag te kan weet. Jesus, U het 'n nuwe era ingebring, 'n nuwe tyd, 'n tydperk van genade, van vergifnis, 'n tydperk van die verlossing aan die kruis. Jesus wat die volmaakte offer gebring, jy het Uself kom gee. Here, dankie dat ons nou kan weet dat ons vrygespreek is. Dat daar ook vir ons 'n nuwe lewe is. En ons wil vir U dankie sê. En kom maak ons nuut. En laat ons ook in hierdie Kerstyd opnuut weer verstaan wat beteken werklik die goeie nuus. 'n lewensveranderende era in ons lewens. Dankie daarvoor. Amen. Baie dankie, ek herinner, daar's lekker koffie na die tyd wat julle saam kan drink. En mag die Here ook in hierdie tyd van Kersfees, ook in jou eie lewe, 'n nuwe era laat aanbreek. Kom ons staan ons in die laaste lied. Twijfel
sing jy Jesus groot lof. Die genade van ons Here Jesus Christus, die evangelie, die goeie nuus en die liefde van God onsse Vader wat hierdie verlossingsplan alreeds in plek gehad het nog voor die skepping en die volheid van die Heilige Gees wat op Pinksterdag oor die kerk uitgestort het, bly met elkeen van ons.